verhaal van Esther is vir my so 'n aangrypende verhaal. Die verhaal van 'n geloofsheldin wat so 'n groot verskil en bydra in die geskiedenis van Israel gedoen het. Nou, mens moet onthou dat die verhaal van Esther, ons kry die boek Esther in die Ou Testament, wil vir ons so ietsie vertel van die geskiedenis van Israel. Mens nou die agtergrond onthou, die Jode wat weggevoer is in ballingskap deur die Babiloniërs, en dan uiteindelik dan kom die Perse, 'n nuwe wêreldmag, hulle verslaan die Babiloniërs en hulle word die nuwe wêreldoorheersers. En is nou juist die koning van die Perse wat dan nou vir die Jode daar in ver Babilonië sê, julle kan maar huis toe gaan, julle land is nie hier nie, gaan terug na julle huise. En dan lees ons dat 'n klomp van die Jode het wel dan nou terug verhuis na Israel, na Jerusalem toe. Maar daar het ook 'n klompie Jode agtergebly in die land van die Perse. En Esther was een van daardie Joodse mense wat agtergebly het in die land van die Perse. Nou in hierdie verhaal van Esther is daar 'n aantal karakters. Esther natuurlik, die hoofkarakter, die jong meisie wat ons dan nou lees, 'n mooi beeldskone meisie moes gewees het, want die amptenare van die koning Ahasveros, lees ons, daardie stadium die koning van die Perse, die amptenare sê vir hom, hierdie meisie is 'n mooi meisie, sy kan maar deel word van sy harem, ek bedoel, al sy vroue. En dan uiteindelik lees 'n mens hoe Esther op 'n vreemde manier deel word van die paleispersoneel, die koning se harem. En dan op 'n vreemde manier word sy die voorste vrou van die koning se vrouens. Ja, sy word die koningin in Persië. Die tweede karakter is natuurlik haar oom Mordegai. Mordegai, 'n goedige Jood wat ook maar 'n bestaan kon maak daar in die hoofstad van die Perse en besluit het om nie terug te keer na Jerusalem toe nie. Hierdie Mordegai het op 'n keer mense afgeluister wat saamgesweer het om die koning dood te maak. En hy het die koning gewaarsku en die koning se lewe is gered. Hierdie gebeurtenis gaan later in die verhaal weer 'n groot rol speel. So twee karakters sover is Esther en haar oom Mordegai. Haar oom wat haar dan nou ook groot gemaak het, want ja, nou in gedagte, as ons by die verhaal van Esther kom, dan is dit ongeveer seker so 70 jaar na die ballingskap, nadat die Jode in ballingskap geneem is. So haar ouers is toe albei al reeds dood en haar oom Mordegai het haar groot gemaak. Maar daar's 'n derde karakter in hierdie verhaal, 'n man met die naam van Haman. En Haman was in die weermag van die Persiese koning. Haman het 'n bose plan gehad. Ja, soos 'n goeie politikus wil hy graag mag vir homself bymekaar gemaak het. En hy oortuig toe die koning dat hierdie Jode in die Persiese ryk eintlik gevaarlike mense. Eintlik moet mense hulle almal doodmaak. Ja, mens moet van hulle ontslaa raak, sê Haman. En hy oortuig die koning om 'n wet te maak sodat op een spesifieke dag in die jaar al wat Pers is kon al wat Jood is voor hulle doodmaak. Word 'n wet. En wanneer Mordegai hiervan hoor, is sy hart gebroke. Skielik besef hy, hier is 'n geleentheid dat al die Jode daar in daardie omgewing doodgemaak sal word en dit boonop nogal op 'n wettige manier. En as dan nou juist dat Mordegai vir Esther roep en vir haar sê, jy het nou 'n groot werk. Jy sal nou na die koning toe moet gaan en hom moet oortuig dat hier 'n bose plan aan die uitbroei is. En jy sal die koning moet herinner dat hy nie die Jode kan doodmaak nie. Esther natuurlik is maar bangerig, né? Want wat daarvan as die koning nou sou uitvind, sy is ook deel van die Joodse volk, dalk maak hy haar ook dood. So Esther as onwillig, wil aanvanklik nie met die koning oor hierdie saak praat nie. Haar oom Mordegai herinner haar, as daar uitkoms op 'n ander manier kom, dan gaan mense vir jou kwaad wees. Verder sê Mordegai dan nou vir sy niggetjie Esther, wie weet, dalk is dit met 'n oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy dan nou juist die koningin van Persië geword het. So lees ons in Esther hoofstuk 4, vers 14. Esther besef sy het nie 'n keuse nie, sy sal nou 'n plan moet maak. Maar hier is die krisis. Haman het die koning reeds 'n wet laat teken, al wat Jood is mag doodgemaak word. En die krisis, wat sal Esther doen? Ons het nou gelees van 3 karakters in die verhaal, Esther, haar oom Mordegai en Haman. En tot op hierdie stadium wil dit nou vir ons lyk asof God nie deel is van hierdie verhaal nie. Hy is nie 'n karakter in hierdie verhaal nie. Maar dalk, wie weet,
is hy dalk juis 'n karakter, 'n stille karakter op die agtergrond. So tussen die lyne deur wil dit vir ons lyk asof God juis ook 'n rol in hierdie verhaal speel. Dis wat Mordegai vir sy niggetjie probeer aandui. Wie weet, dalk is dit met 'n oog op 'n tyd soos hierdie, dat God gesorg het, dat jy die koningin in die koning se paleis word. Ons kan ook partykeer dink, dat God nie regtig deel is van ons verhale nie. Dit voel dalk vir ons partykeer of die Here van ons vergeet het, ons alleen gelaat het. Maar uit hierdie verhaal van Ester hoor 'n mens, wie weet, dalk is die Here deel van ons verhaal. Dalk op die agtergrond, dalk tussen die lyne, maar hy is deel van jou en my verhaal. Kom luister 'n volgende keer verder, hoe ons dan nou juis verder praat oor hierdie verhaal van Ester.